Goeienaand en welkom by Baardpraat. Ekskuus, ons het so 'n paar tegniese probleempies gehad en ons is so 'n bietjie laat. Hierdie tegnologie wil nou nie altyd so saamwerk soos wat ons wil hê dit moet werk nie. Maar daar is ons weer terug op die lug en ons kan lekker saam kuier. Ongelukkig is ons nou net op YouTube en nie op Bakkiesblad ook nie, maar ons hoop julle kuier lekker saam en gesels lekker saam en ons maak die program sommer lekker vir almal. Goeienaand Johan, vir 'n tweede keer. Ons het jou daarom so 'n kansie gegee om dan agter die skerm se 'n bietjie skelm in die toilette te gaan rook, so baie welkom vir 'n tweede keer. Nou, Alwin, nog steeds lekker om hier te wees. Nou sien ek met al hierdie chaos het ek nou die mikrofoon 'n bietjie ver weggeskuif, so hy behoort daarom nou 'n bietjie beter te werk. Johan, ons is nogal deur 'n redelike koue paar dae en ek wat nou glad nie in die Vrystaat in die winter kom nie, hoe die laaste paar dae daar by julle gelyk. Ja, Alwin, is dit moedeloos van die koue. Weet jy, dit trek so in jou gebeendere in. Ja, ek was die laaste 2 dae was onproduktief en oneffektief gewees. Maar gelukkig is nou oor. Sonnetjie skyn daarom weer in die Vrystaat, so ons gaan weer aan. Maar lyk my jy het self 'n paar bakke gehad wat gevries het. Ja nee Johan, bakke wat gevries het en krippe en pype wat moes reggemaak word. Maar hier by ons gebeur dit dan net so een keer 'n winter en ook nie elke winter nie. So ons vat hom maar op die ken, jy weet, dit is daarom nie so erg. Ek sien daar's manne in die Kalahari, ek lyk my hulle kry nie baie reën daar nie, maar ek sien 'n paar van daai manne het nou sneeu ook gekry. Ja, is vreemde weer. Ek weet nie, dis radikaal, dis bitterlik koud gewees en die somer kom dan kry ons weer bitter warm. Ja, ek weet nie, as kind, ek kan nie onthou dat dit so verskriklik, ek wil amper sê extreme was. Dit voel vir my, dit was koue winters, maar dit was, ek weet nie, miskien as jy jonk is jy nie so oplettend oor dit nie, of vat dit jou nie so erg nie, miskien met die ouderdom vat dit jou erger. Ja nee, soos ek sê, Bethlehem, die Vrystaat het my genees van winters vir die res van my lewe. So ek sien Renier gesels daarom saam. Ja, Renier, dit is soos jy sê poging 2. Ja, hierdie, ek weet nie of dit die sagte ware of die goed is nie. Al die goed is spoete. Wys lekker tot hy nou begin uitsaai. Dan wil die ding mos nou nie saamwerk nie. Maar Johan, voor ek het nou al my mooi woorde het ek nou opgebruik op die eerste poging. So kom ons probeer vir 'n tweede poging. Voor ons nou sal sê hoe ons daarvan hou dat dinge sal moet wees, ons gaan vanaand so 'n bietjie hoe sal my sê, ek wil nou nie sê droomwêreld nie, dit klink nou lelik, maar in 'n ideale wêreld gaan ons 'n bietjie bespreek. Maar ek sien hier in die Riewe Suid-Afrika, ek sien nou ons het nou gepraat oor al die nuwe ministers se goed, maar lyk my is ook net die ministers van wat nie in die ANC is nie, wat jy iets van sien en wat iets doen. Ek sien ou daar uit amper uit Tiaan se wêreld ou Guyton McKenzie, ek sien hy roer nogal, ek sien hy het nou vandag gesê hulle steek 'n stokkie voor die lotte wat nou snaaks aantrek en die wêreld vol gestuur word. Hulle het dit nou jy weet hierdie super wat is die woord, amper sê ek nou bewonderaars of ja, super ondersteuners. Hy het nou 'n bietjie hulle kraantjie toegedraai. Hy sê nee wat, daai geld kan beter aangewend word. Nou sien ek daar's klomp mense kwaad vir hom en 'n ander klomp wat juig daaroor. Ja, jy moet vir Guyton McKenzie dophou. Ek het 'n week of 2 terug het al gesê, hierdie ou is charismaties, hy hou van die kollig, hy gaan 'n paar indrukwekkende of opspraakwekkende goed kwytraak. Hy's daar met 'n plan en hy wil hê die mense moet sien wat hy doen. Ek dink hy gaan een van die bekende gesigte word in die media.
met alles wat hy aanvang. Weereens ek is nie noodwendig op dieselfde bladsy as hy met baie van sy ek wil sê politieke posisies nie, maar die feit dat hy iets probeer doen en die feit dat hy nie bang is nie, het ek nogals respek voor. Ek dink meer ministers moet dalk daai, ek wil amper sê, vreesloosheid aan hulle kry. Nou ja, hoe lank dit gaan hou en hoe lank Guyton gaan hou voordat hy in die moeilikheid kom, dis nou natuurlik 'n ander vraag. Ja, ek sien dis iemand wat nou wys is nog steeds. Ek weet nie of hy wys die ding laai nog nie, maar dinge aan my kant is nou reg. So as daai ding nou lank vat om by jou te laai nie lekker wil speel nie, dan is die probleem beslis aan jou kant en nie by my kant nie. En dis nou my 5 pence wat ek nou daar antwoord. Die ander kan maar net laat weet, maar ja, my kant lyk dit of jy goed regloop. Johan, ek sien nou ander goed wat ook nou gebeur het. Ja, ons bly daarom nou in 'n lekker land. Ek sien nie die ander sê hulle hy's perfek, so lyk my die probleem aan ons kant is uitgesorteer. Is John Slope, dis nou daai ou wat gefire is as regter deur die ANC self. Nou ek het nou al vroeër op die program moet sê, jy moet daarom kyk, jy moet slegter wees as Julius Malema en ou Frikkie, nie Frikkie nie. Wat is daai ander knaap wat nou in die rooi oorpakkie ook saam speel? Karel, Niehaus. Kareltjie, ja, kom ek nou nie op ou Kareltjie. Kareltjie Niehaus, jy het hom so. Weet jy moet nou slegter as hulle wees om gefire te word deur die ANC, lyk my. Maar hy is mos nou daar by Zuma se party en nou is hy ingestem in die regterlike dienskommissie. Jy weet, al vir die oorsig, die ouens wat nuwe regters so goed aanstel. So hy was te sleg om regter te wees. Hy is daarso gefire as gevolg van streke. Nou sê hy sommer in beheer van waar nuwe regters aangestel moet word. Is nogal 'n vreemde land wat ons in bly. Ja, ek dink dit was maandag gewees wat ek op die nuus gehoor het dat hele paar van die organisasies wat by die regsaspekte betrokke is, natuurlik vertoë gerig het of wat hulle ongelukkigheid te kenne gegee het oor dit. Maar ja, dit is 'n vreemde scenario. Dan moet ek nou sê, ek dink 'n stukkie goeie nuus uit die Riewe Suid-Afrika. Ek sien Ian Cameron is ek dink hy is die voorsitter van die staande kommissie van polisie. En ek dink nou, jy weet, dis daarom iemand wat met sy voete op die grond is, en wat baie doen, jy weet, voor hy nou nog parlement toe was, vir die polisie en probeer hulle tekortkominge uitlig, maar ook, ek sien hy, weet, hy's ook nie bang om wel dankbaarheid te betuig en te sê goeie werk, weet, wanneer dit nodig is nie. So ek dink met al die ouens wat daar is, dink ek dis nou een van die beter aanstellings wat nou met hierdie parlement van ons gebeur het. Nee, verseker, Jan het homself al oor en oor bewys. As ou wat wil amper sê spesialiseer in, dit klink nou verskriklik, spesialiseer in misdaad, maar spesialiseer in die ek wil amper sê die geveg teen misdaad. En ja, ek is dankbaar dat hy ek wil amper sê 'n rol gekry het in daardie sektor of afdeling of wat ook al jy dit wil noem. Weereens hoop ek hy kry die geleentheid om sy stempel af te druk en dalk die polisie weer 'n bietjie trots te gee en hulle meer effektief te maak. Weereens, ons sal maar kyk hoe ver word hy toegelaat, want neem in ag dat die kriminele netwerk in Suid-Afrika is maar baie groot en baie diep ingeburger. En ek weet nie of hulle gaan hou van wat hy gaan doen nie. Nou sien ek daar op Twitter, ek is nou redelik nuut op die ding en ek sien nou nie vir Dagbreker vanaand hierso saamgesels nie. En ek weet hy is nogal daar op Twitter, maar ek sien een van hierdie goeie wat die ouens nou daaroor sê en lyk my ek is nou redelik nie daarop, maar op die ander sosiale media is die swart en wit ding nie so erg soos op Twitter nie. Lyk my daar's die skeiding is baie erg. Nou sien ek 'n klomp van swart Twitter kla oor die aanstellings in die kabinet nie van swart ouens, nie van die wit ouens wat nou nie grade het nie en wat nou net matriek het en weet nou wil hulle nou
weet baie daaroor te sê het, maar jy weet dan dink ek baie van daai ouens is nou ouens wat met 'n beurs gaan kakhuis bestuur en roof en plunder kinde en ek weet nie wat se stront als geleer het en dan dink hulle, jy weet hulle is nou verskriklik geleerd. Johan, ek weet jy's nou 'n ou met 'n graad. Ek is nou net 'n ou met 'n ruggraat, jy weet, ek is nou net 'n dom brandweerman, maar ek raak nou sommer pleinweg die moeren as ouens met grade dink hulle is beter as ons gewone sterflinge. Jy weet in baie gevalle was dit 'n ou se keuse om nie te gaan studeer nie of jy weet jy het nie noodwendig die middele gehad om te gaan studeer nie. Jy weet almal het nie beurse gekry soos beurse nou uitgedeel word veral vir een bevolkingsgroep nie. So dit maak jou nie noodwendig dommer as die res as jy nie as jy nie 'n graad het nie. Nou moet ek sê ek het al ouens met grade ontmoet wat absoluut brode is. So jy weet ek dink nie mense kan daai lyne so reguit trek nie, maar kom ek hoor nou van die ander kant van die draad af met die geleerde mense. Interessant genoeg, ek het vandag 'n gesprek gehad met 'n persoon met 'n PhD en haar posisie was dat 'n doktorsgraad is eintlik maar net iemand wat bietjie akademiese deursettingsvermoë gehad het, meer as iemand anderster. Ek is glad nie iemand wat jou 'n graad maak jou nie noodwendig goed in jou werk nie. Dit wat jy doen maak jou goed in jou werk. Met ander woorde, as jy twee persone het en die een het 'n graad en die ander een het ervaring en het homself al bewys, tel die graad nie meer nie. En ek dink dit is waartoe die wêreld in elk geval beweeg. Ek dink die ou universiteitsgrade gaan glad nie meer die gewig hê wat dit in die verlede gehad het nie. Mense soek jou portefeulje. Mense wil weet wat het jy al bereik, wat het jy gedoen? Hulle wil weet wat is jou vermoë? En in 'n sekere sin is dit eintlik 'n groter prestasie vir iemand wat dalk nie die geleentheid gehad het om te gaan studeer nie, met homself opgewerk in 'n hoë pos nie. Dis eintlik 'n pleintjie vir so 'n persoon, want dit was duidelik nie 'n maklike manier uit 'n akademiese oogpunt uit nie. Hy moes iewers te presteer het. So nee, 'n graad maak jou nie beter of slegter nie. 'n Graad is maar net ervaring in die akademie. Jy kry mense wat hoogs intelligent is wat glad nie gaan studeer het nie, en dan kry jy, soos jy sê, mense wat grade het wat maar net deursettingsvermoë gehad het en hulle toetse deurgekom het. So jy kan nie dit as enige maatstaf nie. Gaan kyk na hoe presteer jy. Dit is op die einde van die dag wat saak maak. Johan, is dit nie interessant dat ons hierdie gesprek nou so 30 jaar in sogenaamde demokrasie in het en dat die ouens wat donkerder is as ons klaar dat die ouens wat ligter is nie genoeg grade het nie. Dit is nogal eintlik ek weet nie of dit net ek is wat die ironie in die saak raak sien nie. Ja, dit is eintlik komies in 'n sekere sin. Ja. Maar Johan, nou kom ons net nou klaar gekuier in die nuwe Riewe Suid-Afrika. Jy het nou 'n interessante idee gehad en die ding kom nou, ek het die ding nou nie gelaai nie, maar ek is seker die meeste van ons kykers sal nou die gezoem van die baie ken. Jy weet 'n ou volksliedjie eintlik. Wat nou sing, jy weet van die brandewynsspuitfonteine waar die lammers lam en die blesbokke bles en die springbokke spring vir 'n vale en seker meeste van ons ken nou die Bobbejane klim in die berge. Ek dink Des en Don het hom gesing. Dis in 'n geval dis die eerste keer wat ek met hom te doen gehad het. Ek dink jy het 'n weergawe van Steve aangestuur. Ek weet nou nie eens of jy nou weet wie's Des en Don nie. Ek het al van Des en Don gehoor, maar ek is seker oom Des en tannie Don wees. Maar ja, ek selfs nie eens Steve se nie, ek het die lirieke gesoek en dit was nou die eerste plek waar die lirieke aangebied het. Maar ja, dit is 'n lekker liedjie. Johan, maar ja, die liedjie is nou eintlik lekker inspirerend en dit kom nou by vanaand se gesprek uit en ons wil graag ek nooi die mense uit om saam te gesels want hierdie is nou 'n lekker program wat almal kan saamgesels. Die program se naam is nou juist Boertopia. So wat ons oor vanaand wil gesels is en gedagtes wil uitruil is hoe lyk
die volk se ideale, kom ons noem dit nou maar boerland. Jy weet 'n land waar jy soos nou op hierdie plaas wat hulle sing by die gezoem van die baie waar jy lekker brandewyn-spuitfonteine en al hierdie lekker dinge het. Hoe sal jou ideale land lyk, jou ideale boerland lyk? En kom ons begin sommer, Johan, as jy nou 'n boerland moet afgevaardig of uitgevaardig kry, waar sal jy wil hê moet dit wees? Jo, Alwyn, die waar pla my nie so seer nie. Ek sal hom nou enige plek vat. Maar uit die aard van die saak is ons bederf in Suid-Afrika. Ons het soveel, ek wil amper sê, die ekstreem is, jy weet, jy Durban, want amper Natal, wat amper tropies of subtropies is, reg deur tot daar by Andrew hulle waar dit woestyn is. Jy het berge, jy het vlaktes, so Suid-Afrika het ons in 'n sekere sin bederf met die hoeveelheid wat ons het, en dan maak dit moeilik om te sê, jy weet, waar so sal die land wees, as jy nou net 'n deel moes gekies het. So ek hou nie daarvan om my te beperk in terme van die geografie nie. Ek dink om terug te kom na die idee agter dit, mense droom nie meer groot genoeg nie. Ons droom van 'n ander weergawe van die Suid-Afrika wat nou bestaan. En dit is baie beperkend. Daar's hierdie stelling wat sê, die redelike mens verander volgens die wêreld, die onredelike mens verwag dat die wêreld verander volgens hulle. En dus kan jy aflei dat enige verandering gedoen word deur onredelike mense. En wat ek wil hê, as daar net een ding is van vanaand se program, mense moet onredelik begin droom. Want dit is wat verandering gaan teweegbring. Hulle moet begin groter droom. Hulle moet begin die ideaal sien. Ons sal nooit daai ideaal bereik nie. Hierdie is nie die hemel nie. Maar as ons hierdie ideaal het, as ons 'n prentjie kan vorm tussen mekaar oor iets moois en goeds en fantasties en ons kan bietjie droom daaroor, dan kan ou begin sê, maar hoe lyk hierdie droom as ons hom op papier neersit en dan word hy 'n plan, jy weet, en dan of 'n doelwit, en dan moet ons teruggaan en sê, maar hoe bereik ons dit? Hoe kom ons nader aan dit? En ek dink dit is vir my die belangrike deel van hierdie gesprek, is om mense aan die droom te kry en te dink aan die potensiaal en die moontlikheid wat dalk wel kan bestaan. Ja, Johan, ek moet sê, dit was 'n moetswillige vraag oor die waar, en ek het geweet jy gaan ek het geweet jy gaan mooi voetwerk doen, daar ken jou daarom nou al goed genoeg, maar ja, die waar is nou nogal baie keer as jy met ouens gesels, as hy nou in Noord-Transvaaler is, gaan hy vir vertel, dit moet daar wees, as hy as hy 'n Vrystater is, gaan vertel, hy moet daar wees, as dit Weskusser is, hoe gaan dit daar wees, en so, elke ou het hierdie jy weet, sy eie prentjie waar hy is, en ek dink dis vir my belangrik met die inleiding wat jy gesê het, is, ons kan groter droom as dit wat ons het. Ons kan droom dat die Karoo soos eilbevolks wat hy is, skielik waterryk is met die diepste vrugbaarste grond, en jy weet, ou kan hom van daar af vat, jy weet, as mens sien, maar dit is ook nie, bedink party ons nou, dit is dalk onredelik as jy sien, en jy gebruik baie die voorbeeld, as jy nou sien wat het die Arabiere gedoen, in die Verenigde Arabiese Emirate, wat ook maar woestyn was, en hoe hulle hom omvorm en omskep het, verskoning, en wat hulle daar tot stand gebring het, dan is dit ook nie te ver van 'n droom af nie. Nee, absoluut. En ek dink dit is die jy weet, daar's sekere opofferings wat jy gaan moet maak. En miskien is die opoffering wat ons gaan moet maak is om te sê, goed, ons gaan dalk nie piesangs en avokados in ons tuin kan hê soos in Natal nie. Ons gaan dalk in 'n droë klimaat kan wees, maar ons gaan veilig wees en ons gaan voorspoedig wees. Is dit 'n opoffering wat ons bereid is om te maak? Want dis die punt van die gesprek om te sê, as jou piesangs wat wild groei in jou tuin vir jou so belangrik is dat jy bereid is om onveilig daar te wees, dan werk Suid-Afrika vir jou.
jy gaan moet opofferings maak. Maar ja, wanneer ons praat oor droom, dan kan ons sekerlik 'n tonnel opsit en 'n subtropiese klimaat vestig en vir jou piesangs groei daar naby. Maar dit gaan dalk nou nie wild in jou tuin groei nie. Ek sien een van 44 sê hy droom baie groot, maar dan slaan sy beursie om dit te graaf. Maar hier kan ons nou nie, hoef ons nie noodwendig, ons gaan ons nou nie laat goed soos geld ons beperk nie. Hier kan julle maar groot droom, en ek sien oom Gideon kuier ook saam naand oom Gideon, en ek is seker hy kan dalk 'n paar groot drome ook met ons deel. Ek is seker hy kan ook, as ek sien wat hy vermag, dan kan hy ook groot droom, en dis gewoonlik die groot dromers wat goed reg kry. Maar Johan, Nee, en ek dink nee seker, antwoord maar. nee, ek wil ook net na sê vir hom Gideon onder andere en ek dink wat hom Gideon dalk na die tafel toe gaan bring en dis iets wat deel moet vorm van die gesprek is in 'n Ethiopië, in 'n boertopia. Moet dit van so 'n aard wees dat die armstes van die armes, die weduwees en weeses, die siekes en die swakkes versorg is. En daarmee bedoel ek nie dat iemand wat lui is bederf word. Daar's 'n groot verskil. Maar as iemand op 'n ouderdom kom waar hulle lewe lank deel was van die gemeenskap. Jy weet albei nou toe dit so koud was, kan ek nie help om te dink hoe moet dit wees om onder een kombers of twee kombersies iewers in 'n agtertuin te slaap of jy weet dis verskriklik koud geweest. En ek is in my huis met die komberse soos wat ek dit wil hê en ek kry nog steeds koud. Die armes onder ons, deur watse bittere koue moes hulle gegaan in die laaste 2 dae. En dis een van die goed wat vir my belangrik is van 'n boertopia, is dat die wat nie vir hulle self kan sorg nie, versorg is. Laat ons, jy weet, daai onderste vangnet bou. Laat die persoon wat dryf het en wat motivering het en wil suksesvol wees en presteer, kan uitskiet. Ek het nie 'n probleem met individuele prestasie en mense wat suksesvol is nie. Dis met ander woorde, ek wil van die begin af duidelik sê ek dink nie aan 'n tipe van 'n kommunistiese of sosialistiese stelsel. Maar wat vir my belangrik is dat hierdie onderste vangnet, laat ons ou mense en ons kinders en ons siekes en ons swakkes, dat ons na hulle kyk soos wat dit ons as volk betaam. En dit gebeur nie op die oomblik nie. So dit is my een van die groot goed van 'n boertopia en ek dink om Gideon gaan dalk ook in daai tipe van narratief sy insette gee. Maar ja, dis sommer net 'n wegtrek vir die gesprek. Ek wil nou sê jy het nou wat ek nou wou gesê het Johan, jy praat nou van groot drome en die tonnels. Dit laat my dink ek het 'n jong man ontmoet toe ek ook nou voor ek nie grys in die baard gehad het. Dit was daarom so 25 jaar terug en die jong man het tonnels in Beaufort Wes opgesit en mielies geplant. En jy weet, en hy het toch gesê, nee, in die begin het hy nou maar sy lesse geleer. Jy weet, dit was so 40% skadu net wat gewerk het. As jy hom met 'n plastiek toemaak, dan bou jy oond daar in daai wêreld, jy weet so. So daai het nie lekker gewerk nie, so hy het ook maar jy weet sy lessies geleer, maar jy weet so lank ou net vorentoe gaan en leer uit jou lesse uit, dan help dit al. Nee, dis verseker. Ek weet nie het hy springmielies gehad wat hy sommer klaar wou verpak het nie, want dit sal hom redelik warm word daar binne. Maar ja, met die tegnologie vandag, jy weet, ek het al van hierdie geboue gesien wat hulle binnekant daai temperatuur so manipuleer. Jy kan daar doen net wat jy wil. Weereens, dit gaan kennis en koste vat, maar dit kan gedoen word. Daar's geen rede hoekom ons dit nie kan doen nie. Ek kyk net gou hierso, Christo Legrandsie sê enige lappie grond sal doen. Ek dink ek kan ook nogal saamstem. En dan Boom Shaka sê boertopia moet wees vriendelikheid, veiligheid, selfstandigheid, moet dieselfde kultuur en belangstelling hê. Johan, een van die goed wat ouens nogal baie ook oor gesels, en dit is vir my ook nogal
Jy weet nogal 'n lekker onderwerp. Watse regeringsvorm dink jy sal werk vir 'n klomp harrekwas boere om 'n klomp harrekwas boere bymekaar te kry? En te laat saamwerk in dieselfde rigting. Dink jy 'n tipe regeringsvorm is is regtig van belang of maak dit nie so groot saak nie? Alwen my persoonlike opinie is die boervolk is in wese baie anarchisties. Ons wil die minste moontlike inmenging van die staat af in ons huise soek. Ons wil baas van ons plaas wees. Ons verstaan dat ons verantwoordelikheid het teenoor ons gemeenskap en dat ons 'n tipe van 'n kollektiewe plig het met instandhouding van paaie en die weermag en dis meer. Maar 'n regering moet sy voete van my grond afhou en van my mense en van my kinders afhou. Ek is baas op my plaas en daarom in my perfekte droom is die regering se invloed baie klein. Dis 'n baie klein en effektiewe dienaar van die volk en nie die baas van die volk wat sy vingers oralster wil insteek en vir my wil kom sê wat en hoe en wanneer. So om terug te kom na 'n regeringsvorm toe, jy weet, daar's baie mense wat sê teokrasie. Ek is baie versigtig vir teokrasie, want teokrasie is, jy weet, as jy gaan kyk na die oomblik, hoeveel kerke en verskillende interpretasies is daar van die Bybel en van geloof. Watter een gaan besluit, weet, wie word met klippe gegooi? Watter, want dis mense wat dit toepas. Dit is nie, jy weet, ons almal het 'n ander verstaan. So ek is baie versigtig vir teokrasie. Meritokrasie hou ek van, laat mense wat meer gee en meer doen, 'n groter sê het of 'n groter stem het. 'n tipe van 'n direkte demokrasie soos wat jy kry in die wat is hierdie Finland, Swede, Switserland, daai wêreld waar hulle baie meer referendums het. Tegnologie maak dit so maklik albei. Jy kan 'n toep aflaai wat jy 'n profiel op het en elke Woensdag aand moet almal in die volk ingaan en hulle moet stem oor die sake van die week en 2/3 vat hom en dan weet ons dis die meerderheid van die mense en jy verplig almal om deel te neem aan die proses. So jy kan nie een kant staan en sê jy het nie kans gehad om jou sê te sê nie. Jy word verplig om op 'n Woensdag aand gou-gou op 3 goed te besluit of wat ook al die geval is. So is 'n baie direkte demokrasie, vat weg die speelveld waar die leiers kan besluite neem namens ons sonder om ons te ken. Nou wat jy daai regeringsvorm noem, kan jy besluit, maar dis so 'n paar van die eienskappe wat ek dink wat dalk kan help om spesifiek ons hardkoppigheid te akkommodeer. Ja, Johan, as ek 'n bietjie kan aanvul wat ek nou daarby wil sien wat in my ideale staat sal wees is politieke partye word verban. As jy vir enige politieke party begin jy weet fakkels opsteek, dan word jy gehang op die kerkplein. ek dink politieke partye het vir ons nog gebyt vandat die Engelse dit hier in die vroeë 1900s in ons kele kom afdruk het. So ek hou van die volksraad model waar die leiers uit die volk uit verkies word. En dan as jy dan nou stront aanjaag, dan word jy nie weer verkies nie. Jy weet ek hou van daardie model. Want wat ons nou het en ek sonder nie net ons daarby af nie of uit nie, dit is in Amerika en al die ouens word jou, ek wil nou amper sê konings oor jou aangestel. Jy stem vir 'n politieke party, maar jy die politieke party besluit wie's bo op die lys en wie's onder op die lys en wie val hoe uit en hier by ons het jy nie eens gesê wie's jou president nie, want 'n party besluit vir jou wie's die president en as hulle die ou wil herroep, doen hulle dit ook sonder insette van die land se mense. Jy weet, dit is vir my so, dit is vir my ekskuus YouTube, bly stil, de Klerk. Jy weet, dit is daai manier wat die ouens hier oor jou aangestel word, is nou, ek kan dit nou nie hardop sê wat ek wou sê nie, maar jy weet, dit is vir my 'n onding, dat ander ouens besluit en partye besluit en partybelange, en ek dink dit is waar baie meer van hierdie ongiere goed uitbroei, want as ek en jy en Tian en Baskoot almal
saam in 'n party is, dan probeer ons heeltyd jy weet vir die groter belange van die party, as ek iets aanjaag, dan probeer julle almal skerm vir my omdat die party gaan skade doen of wat ook al. Jy weet dit is 'n onding. Elke ou moet daar staan as hy homself en hy word verkies as hy homself. So ek sal dit graag wil hê. Ek wil nie 'n politieke party hê nie. En dan dink ek ook wat ek van hou, iemand het dit ook eendag gesê dat daar's ja, my stelsel sal ook baie anders werk as jy goed nou. Is dat die ouens moet half skus ek kyk nou net hier so 'n ding hier, maar alles lyk daarom reg. Nog 'n ding wat ek sal wil doen is dat ouens moet 'n halwe eksamen skryf. Dit hoef nie 'n woeste eksamen te wees nie, maar so kort, dit kan 'n A, B, C, D, kies jou, weet ek, keuse, wat se monkey puzzle in Afrikaans. Jy weet, so tipe eksamen wees, net om te sien dat jy belangstel eerste in die politiek, en dat jy min of meer verstaan waaroor dit gaan. Soos ek sê, dit hoef nie 'n verskriklike ingewikkelde ding te wees nie, maar daar's baie ouens wat nie eens jy weet, hy het nie idee waaroor dit goed gaan nie, en nou word sy stem getel. En dan dink ek, dit moet ook beperk word deur ouens wat 'n bydrae lewer. Jy weet, so jy moet daarom grond besit, of jy moet belasting betaal, of jy moet, weet, ou kan daar 'n model uitwerk, maar jy moet iewers 'n bydrae lewer. Jy moenie net 'n kripvreter wees nie. Jy moenie net iemand wees wat ontvang, en ek weet jy sê nou die armes en die ou mense, en ek is dit 100% met jou eens. Maar jy weet, jy het nou gepraat van die slegtes. Nou ek wil hulle nou uitsonder. Daai ou wat nou net wag om te kyk wat val uit die lug uit, maar self is hy bereid om niks te doen. Jy weet, so ou moenie sê nie. Want ek dink dis die probleem by ons. Die ouens wat wag dat goed uit die lug uitval, is meer as die ouens wat belasting betaal. Met ander woorde, hulle het 'n groter sê in die regering wat oor jou heers. Jy weet, en ek dink nie dinge behoort so te werk nie. Albei, nee, lyk my ons is op pad na dieselfde plek toe. Ek stem heeltemal saam. Politieke partye is 'n onding om mense kwaad te maak. Dink daaroor. In politiek is daar, soos wat ons nou ken, is daar altyd 'n wenner en 'n verloder. En dis nie veronderstel om in jou volk wenners en verloders te wees nie. Daar's veronderstel om leierskap te wees en eenheid te wees, en 'n doelwit en 'n gevoel van samehorigheid. Dit is wat jy wil hê. Nou, jy kan nie die twee versoen met mekaar nie. Die politieke partystelsel gaan oor wenners en verloders, terwyl 'n volk gaan oor samehorigheid, en die twee, dit is onmoontlik om die model in mekaar te sit. En net om by jou aan te sluit, absoluut, 'n volksraad waar daar nie een persoon is wat die besluite neem, 'n raad van 7 wat verteenwoordigend is, en daai ouens moet ook van onder af verkies word. Hulle kan nie net van bo af verkies word nie. Jy moet in jou gebied, moet die mense daar so genoeg vertroue hê om te sê, Alwyn, weet jy wat, in ons gemeenskap vertrou ons jou oordeel. Gaan verteenwoordig ons op distriksvlak, of op provinsiale vlak, of op nasionale vlak. Met ander woorde, dit moet uit die mense uitkom. En dit moenie tot, ek wil amper sê, die ambisie van die individu spreek. So ek is 100% saam met jou op dieselfde bladsy as politieke partye is uit my utopia uit. En dan, ja, weer eens duidelike onderskeid tussen mense wat nie kan 'n inkomste verdien nie, en mense wat nie wil 'n inkomste verdien nie. Byvoorbeeld, die krimineel, 'n baie harde standpunt teenoor kriminaliteit. As jy dit jouself gun om iemand anders te na te kom, dan verloor jy jou regte. Ek gee nou nie om oor menseregte in die wêreld nie, maar as jy 'n keel teen iemand anders se 'n mes teen iemand anders se keel wil druk, dan daarso op daai oomblik moet jy verstaan dat jy al jou regte opgegee het. Want daar's te veel mense wat graag ander mense se goed wil vat, wat ander mense se lewens wil versier en ander mense seermaak. En so een van die ander goed in 'n tipe van 'n boertopia is baie streng dissipline wanneer dit kom by daardie aspek. Soveel soos wat ek individuele vryheid baie hoog ag. Met ander woorde, ek wil op my grond doen wat ek wil doen.
Die oomblik as ek deel word van 'n gemeenskap, dan moet ek ander mense kan respekteer. As ek kan nie jou goed steel nie, ek kan jou nie seermaak nie, ek kan jou nie te nakom nie. Dit is die sosiale kontrak wat daar tussen my en jou moet wees. As ek daai sosiale kontrak breek, dan gee ek my regte op. So ja, ek dink oom Pieter sal 'n ander soort tronkstelsel moet kry by ons, want dit gaan 'n bietjie moeiliker wees as die een wat hy nou het. Ek wil hom so 'n bietjie verder vat as jy, Johan. Ek dink as jy al ooit dan daar in 'n tronk of wat ook al was, die gemeenskap op 'n stadium gedink het ons moet jou verwyder uit die samelewing uit. Is dit nie soos nou dat die ouens kan gaan stemme werf in die tronk nie. Jy weet, en ek hoor, maar ek voel as jy nou klaar is en jy's nou, al het jy nou jou straf uitgedien, dan het jy jou stemreg vir die res van jou lewe verbeur. Jy weet, en ek voel dit moet nie net vermoord wees nie, dit moet vir, jy sê enige skelmstreke, as jy dit goed gedink het om die gemeenskap te probeer indoen, dan moet jy nie 'n sê in die gemeenskap se belange het vir die res van jou lewe nie. Of vat ek hom nou 'n bietjie ver? Ek weet nie, daar's 'n Bybelse beginsel van vergifnis wat 'n ou moet in ag neem. En wanneer iemand sy straf gekry het, ek dink nou terug aan ons skool daar. Kyk, as jy jou pak gehad het, was dit nou verby. Jy kom haal nie daai goed die hele tyd aan nie. Die straf was uitgedien. So kom ons gestel iemand sou 'n misdaad dan nou pleeg, hy sou byvoorbeeld iets inbreek en steel in 'n oomblik van onnoosheid of onder die invloed van drank of wat ook al die geval is, en daar sou dienooreenkomstige straf wees en 'n rehabilitasieproses soos wat ons laasweek oor gesels het. En die ouderlinge kan vir jou sê, die ouderlinge van die gemeenskap kan vir jou sê, hierdie persoon het begin nou, of hy is besig om 'n waardevolle toevoeging tot die samelewing te word. Hy bewys homself. Dan dink ek is die beginsel van vergifnis baie relevant. Ons kan nie vir ewig vir iemand kwaad wees omdat hy 'n chocolate gesteel het toe hy 7 was nie. En ek wil net daai deur ooplos. Mense maak foute. So jy kan nie, omdat iemand in sy onnoosheid 'n fout gemaak het, dit vir ewig teen hom. Dit voel net vir my, dan moet ons op dieselfde manier geweeg word eendag as ons die ewige of die tydelike met die ewige verruil, en dit gaan dalk moeilik wees vir ons, want ons maak ook maar foute. So ek stem saam, iemand wat iets soos moord pleeg, jy weet, hy moet ek sukkel om te sien hoe lyk so 'n persoon na rehabilitasie en of hy weer in die samelewing toegelaat moet word. Dit is slimmer mense as ek wat dit moet uitdink. Maar ek voel ook net, jy moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Daar moet iewerster 'n sinvolle en redelike proses wees, en weer eens die rol van die ouderlinge. Met die afwatering van die kerk en minder mense wat kerk gaan, het ons nie meer sterk ouderlinge in ons of baie ouderlinge in ons gemeenskappe nie. Of baie mense is nie deel van 'n kerk waar die ouderling nog aan 'n huis kom. Maar die rol van die ouderling in die gemeenskap is baie belangrik. En dalk in 'n boertopia sal dit 'n goeie manier wees om die ouderlinge as beginsel weer in te bring, waar jy mense het wat al bietjie meer ervaring het van die lewe, wat al bietjie wysheid het, wat hierdie rol kan speel om jy weet, as ouderling op te tree en om te sien na die mense om hulle en daai rol te speel om iemand weer terug te kan faseer in 'n gemeenskap, om so 'n persoon deel te maak van 'n sinvolle gemeenskap. Johan, jy het my oortuig, maar jy het jouself nou net gediskwalifiseer as minister van misdaadvoorkoming en straf, want jy's hopeloos te sag. Ons het iemand baie harder nodig daar. Maar ek moet sê, ek hoor wat jy sê. Ja, maar ek dink ons moet dan by ouderdom dan daarop sê ja, as jy, maar dan moet jy eens ordentlik verstand gekry het voor jy weer kan stem. So ek hou ook van jou ouderling konsep, so dis nogal iets wat kan werk. Ek sien om Gideon sê so in 2014 het ons 'n uitstekende kans gehad om 'n uitstekende model op 'n plaas te kon begin deur 300 werklose mense vanuit plakkerskamp na plaas te verskuif.
hy vra nou, daar moet nou nie name genoem word nie, maar hy sê die grootste fout wat hy gemaak het is dat die verkeerde persone aan boord gebring was. Johan, en dink jy nie dis maar 'n probleem nie? Dit is nogal iets wat 'n ou keer op keer sien. Jy dink dis ouens wat praat soos jy en doen soos jy en amper dink soos jy en wat 'n volks gedagte dra en wat 'n volkshart het en dan jy weet dan as daai hond jou gebyt het, dan is dit 'n seerbyt. Jy weet, as jy nou agterkom die ou is net daar vir homself te verryk of om sy eie beeld te blaas of wat ook al. Jy weet dat die ou nou nie noodwendig daar is vir die groter saak nie, dat dit meer gaan oor homself as oor die groter volkssaak. Hoe gaan mens daai ouens uithou? Dink jy ons volksraad model waar ou dan vir 'n termyn, ek weet nou nie hoe lank moet ou die termyn maak nie, maar dat die volk, ek dink ons model moet dan van so 'n aard wees dat die volk hom enige tyd kan herroep. Jy weet, dit hoef nie noodwendig te wag. Sê daar's 'n 5 jaar termyn en as hy nou na jaar 1 of nie sy kant bring nie, of die ouens kom agter, hierdie is nou nie die ou wat hulle gedink het, wat so goed gedoen het in sy tuisdorp, daarbo jaag 'n bietjie aan, moet daar 'n manier wees om die ou te herroep en te sê, nee, gaan maar weer huis toe, ons gaan iemand anders jou plek aanstel. Alwen, ek dink ons 'n paar goed wat ou kan doen. Die eerste een is om jou struktuur so op te trek dat die individu nie te veel ruimte het om sy eie dinge te doen nie. Met ander woorde, sien dit eerder as 'n pos soos wat jy aansoek doen by 'n werk. Kom ons sê jy's minister van onderwys. Dit moet 'n pos wees wat sekere uitkomste het en jy word gemeet aan jou prestasie en as jy nie presteer nie, dan word jy afgedaan. Met ander woorde, dat jou struktuur nie toelaat dat iemand die res van die stelsel kan manipuleer vir eie gewin nie. So, hoe sterker jou struktuur staan, hoe beter is dit. Jy moet natuurlik spasie gee vir visionêre leierskap, maar ek dink struktuur is belangrik. Ek dink die tweede ding is verantwoordbaarheid. Met ander woorde, wanneer ons sien iemand is besig om die koers te verloor, het sy of dit is as gevolg van geld wat hom verander het, of sy ego, of miskien word hy net eenvoudig mal, maak nou nie saak wat gebeur nie, laat so ou onmiddellik, laat daar, ek wil amper sê instrument is, waar ons hom onmiddellik kan sê, staan een kant. Jy is besig, ons hou 'n referendum, en dis wat ek hou van direkte demokrasie op die toe. As jy 2 of 3 keer iets snaaks gedoen het, dan roep hy en 1000 mense sekondeer 'n referendum, dan hou ons 'n referendum en ons sê, maar okay, weet jy wat, ons is nie meer tevrede met jou prestasie nie, dis tyd dat jy gaan, ons staan net een kant toe, ons gee iemand anders kans. So dis nog 'n opsie om mense maklik, ek wil amper sê, te kan vervang. Mense moenie oud word in 'n pos en in 'n stoel nie. Die derde ding, en dit is baie radikaal, en dit is iets wat ek in my jong dae gedink het, en ek weet nie of ek nog so radikaal sal wees daaroor nie, maar wanneer iemand opsetlik verraad pleeg teenoor die volksideaal, moet die straf van so aard wees, dat dit enige iemand wat daaraan dink om dit te doen, sal afsit voordat hulle dit doen. En jy kan nou maar self gaan inkleer hoe bloederig jy dit wil maak. Maar die straf vir verraad moet die hoogste moontlike wreedste straf wees. Dit moet 'n absolute, mense moet bang wees vir die beskuldiging van verraad. Want dit is een ding wat ons volk daarom nou al by die knieë afgeslaan het die laaste eeu of 2, leiers wat die volksideaal verraai. En dit is iets wat ons nie kan bekostig nie. So ek sal graag wil sien dat soveel soos wat ons leier gaan ondersteun en vir hom sorg en agter hom staan, soveel moet die mag daar wees dat wanneer 'n leier skuldig is aan daai verraad, laat dit 'n baie wrede nagevolg vir hom sal hê.
6 houe met 'n stompbuil op die boelop op die kerkplein. Ek dink dit behoort omtrent te werk. Kyk op my. Vraag. In terme van, kom ons noem dit nou maar ministers, net vir die argument. Ek dink nie noodwendig ministers is regte term nie. Maar hoeveel of watse ministers dink jy sal mens nodig hê? Johan, ek dink as ek nou sien hierdie uitspattige regering van ons, is ek seker jy kan hierdie goed saamvoeg in bykans sê 'n dosyn of wat ministersportefeuilles. Ek dink nie jy het verskriklik meer as dit nodig nie. Jy weet, jy kan soos polisie, justisie en dalk weermag saamgooi. En dan minister van ek weet nou nie wat sal mense dit noem nie. Jy weet maar jy weet en dan energie en jy weet daar's 'n klomp in die ou tyd het ons ook landbou, bosbou en visserye. Nou is elkeen omtrent sy eie ministerskap. So ek is seker daar's 'n klomp goed, maar dan moet hy ook nou byhou daar nou kom nou nuwe goed by soos wat die wêreld nou vorder. Maar jy weet ek dink ons wil ons regering nou wil vir te veel ouetjies sorg en jy weet 'n lekker pensioen uitwerk. Ek dink as mens bevoegde mense het, dan gaan jy ministerskappe baie kleiner kan maak. Ou moet onthou dat jy goed soos DG's het, weet direkteurs-generaal wat in 'n geval in beheer is van onderafdelings. Jy kan dalk daar 'n bietjie meer ouens hê, maar ek is ook 'n ou vir 'n klein staatsdiens. Ek dink in baie lande, jy weet, ons het daai ou van Argentinië met sy kettingsaag nodig, ou Malay, wat sê sny die goede. Jy weet ek dink ons het te veel parlementslede, ons staatsdiens is oor die algemeen te lomp en te veel mense. Jy weet as jy ek dink daar's bitter min mense in die staatsdiens wat hulle self doodwerk. En mense kan in baie gevalle in 'n geval tegnologie inspann om baie van die goed te ondervang. Jy weet ek dink mense moet so klein as moontlik staatsdiens hê. Mense moet nie, jy moet ook nie 'n volk hê wat afhanklik raak van die staat vir werk nie. En ek dink dit was 'n probleem voor 94 was dit nou maar so. Daar was 'n klomp Afrikaans sprekende volksmanne wat amper afhanklik was van staat, het sy polisie, weermag, jy weet, of wat 'n staat poskantoor, spoorweg, noem nou maar op, wat 'n loopbaan daarvan gemaak het en wat dan op pensioen gegaan het en doodgelukkig aangegaan het en daai werk was half die gesogste werke. Ouens wou dit doen want die staat het so goed gesorg. Jy weet ek dink ek sal baie meer entrepreneurskap wil aanmoedig en jy weet daai dienste is nodig, maar jy weet nou kry ons dit weer aan die ander kant. Nou is dit in die land heidaglik is daar baie swart mense wat hierdie poste najag want hy weet nee dan is sy agterend gebotter vir tyd en ewigheid. Jy weet ek dink mens moet die staatsdiens so maak dat dit nie noodwendig, ek sê nie mens moenie vir die ouens sorg nie, maar dit moenie 'n stert swaai die hond rond effek wees nie. Ou moet eerder wil 'n besigheidsman word ter bevordering van die ekonomie en ter bevordering van die gemeenskap as om in 'n staatsdiens te werk. Daarmee saam besef ek, oud brandweerman, dat daar sekere werk is soos verpleegsters en brandweermanne en polisiemanne en die klas van goed is wat baie keer 'n werk van passie is, maar die probleem wat ons nou het is al die ouens wat 'n passie het vir die werk word daar uitgestoot deur die ou wat dit as 'n loopbaan gebruik. En ek weet nie hoe noodwendig nie. Die slim volksraadslid moet dit uitwerk, maar ek dink daai balans moet beter geskep word. Ja, een van die ander goed wat ek nog altyd gedink het en jy weet my siening was nog altyd die visie vir ons volk moet om die
die beste volk as getuienis te wees, om 'n lig vir die wêreld te wees. En om dit te kan wees, om getuienis te kan uitdra, moet jy in 'n situasie kom waar jou besigheidsmanne of jou akademici of wie ook al die beste moet doen in hulle velde. Maar 'n interessante gesprek vind plaas wanneer jy praat oor kuns. Want baie van jou kunstenaars voer 'n sukkelbestaan. En vir jou kunstenaars om die beste kunstenaars in die wêreld te wees, het jy nodig om hulle te ondersteun. Ons sien dit ook in sport, waar sekere sportsoorte kry al die borge, maar jy kry iemand wat goed is in 'n spesifieke sport, hy's wêreld, ek wil amper sê klas, maar hy kry nie borge nie, hy lewe 'n armmans bestaan, hy kan nie eens na die kompetisies toe gaan nie, want daar's nie borge nie, maar eintlik is hy die beste in die wêreld. So, dit sal interessant wees om te sien hoe mense dit kan akkommodeer, om te sê, maar as iemand regtig kunstig is, of as hulle regtig goed is met 'n sport, en of as hulle regtig 'n sekere talent het, en daai talent het nie noodwendig direkte ekonomiese waarde nie. Hy kan nie dit doen vir 'n lewe nie. Hoe ondersteun jy so iemand? Laat daar 'n tipe van 'n, ek wil amper sê, ondersteuningsbasis is vir dit, sodat daai persoon sy talente kan uitleef en sodat hy op daai manier sy getuienis weer kan uitleef. Want dit is nou maklik as jy as jou talente is binne die, ek wil amper sê, hoofstroom besigheidswêreld of groot sportsoorte in die klas. Maar daar's soveel talent en potensiaal wat nie die finansiële ondersteuning het om gesien te word nie. En dis eintlik, jy weet, talente wat onder die dopemmer gesit word in 'n sekere sin. Ja, ek het nou iets te sê ter antwoord daar. Ek wil net gou na die kommentare toe gaan. Oom Gideon sê, nee, 10 tot 12 ministers sal genoeg wees. En dan Nicola praat hier in 'n vreemde taal, sê agree, if you put people in parliament who are capable, then you will need less. Nicola, ek kan nie glo ek het daai sin gelees sonder om te hakkel nie, veral in die vreemde taal, maar ons is bly daar's mense wat in die taal vir die onderdrukker vir ons ook kyk en saam kyk en antwoord. Ons is dankbaar julle kuier saam. En dan sê Pretorius, ons moet oom Kolyn minister van boeresielkunde en opvoeding maak. Nou, Johan, nou om terug te kom daar, ja, mens moet die kunste bevorder. Ek stem saam met jou, maar ek dink daar's dan 'n fyn lyn as mens deesdae en ek weet ek was nou wel as 'n jong man, so ek weet nou nie hoe modern is die moderne kunste nou nie, maar daai tyd toe ek nog jonk was wat hulle nou na hierdie goede toe gesleep het. As jy 'n party van moderne kunste kom, dan is daar daarom die grootste klomp, ek wil nou sommer dit pleinweg noem, stront wat hulle daar probeer uitstel en vir jou vertel dis kuns, en dan sê hulle die ou gaan nou deur hierdie fase. Twak man, jy weet, die ou hy moet darm 'n mooi prentjie kan teken, of hy moet regtig kan goed dans, of hy moet iets kan doen. Hy moenie ek het jare terug in hierdie ding is die twee fluorescent ligte so oorkruis en dis nou, ek weet nie wat se kuns nie, nee Twak man, ons moet dan standaarde hê, hierdie gesaamgeflansde goed en daai kunstenaars, hulle kan vrek van die honger. So, dit is nou my eerste punt. Ek weet nou die kunstige ouens, hulle moet dan iets kan maak, dit moet dan vir ons boere mense ook kan lyk na iets wat ou kan waardeer. En dan het jy nou gepraat van sportmense, Johan, dink jy mens moet professionele sport hê? Jy weet, kyk as jy nou wil ek sukkel nou vanaand, ek het nou gespot oor die Engels, nou sukkel ek vanaand met die Afrikaans. Jy weet maar as jy nou opwinding soek of iets wat jou, jy weet, wat sê Engelse entertainment, die vermaak is die woord wat ek soek. As jy vermaak wil kry, gaan jag 'n vlakhaas in die land rond. Weet jy hoef nou seker nie ouens te betaal om 'n bal te jaag vir miljoene rande se salarisse nie. Ek voel dit is 'n bietjie, jy weet, dit is dalk 'n bietjie ver gevat.
weer is baie dieselfde gesprek. Net om terug te kom na die kunste toe. Jy weet jy moet 'n spasie gee vir die swak kunstenaar om ook ek wil amper sê te groei en dis nie vir almal nie. Maar vir sekere mense is daar goed wat kuns is wat ons dalk nou nie kan verstaan nie. Maar as jy nie daai spasie gee nie, dan het jy nie die kompetisie nie en gaan jy nooit die standaard kan oplig nie. 'n Mooi prentjie is 'n mooi prentjie, maar ja, wanneer dit kom by die kunste, is dit dalk beter om iemand anders te vra as vir my en vir jou. Maar die punt is gemaak. Sport. Nee, maar ekskuus Johan, ja, terugkom met die kunste voor jy by sport, maar daai ons moet dan eers vir sielkundige waarneming gaan voor hulle kan besluit. Want party van daai ouens dink ek is 'n paar biere kort van 'n six-pack. Nee, ek vind myself in daai groep. Ek kan vir die goed hier agter wys wat vir baie mense ook nie so ja, ek is dalk bietjie nader aan hulle as jy. Nee, maar daai maak sin, Johan. Ja. Net om terug te kom, ek dink oom Colyn sal die minister van sensuur kan wees. Dit sal 'n redelike wye gaping vir ons laat op sosiale media om ons gevoelens te deel. Ja, om terug te kom na die sport, ek weet nie. Ons volk is lief vir sport. Moenie 'n fout maak nie. Ek dink die verafgod daarvan en die heldeverering wat baie keer daarmee saamgaan en die belaglike salarisse wat in internasionale of in professionele sport is, daai is definitief iets wat ek dink nie heeltemal sinvol is nie, veral nie as jy dit vergelyk met die salaris van 'n verpleegster. En 'n verpleegster is iemand wat jou oppas op jou sterfbed. Hulle kry 'n klein salarisie, maar iemand wat 'n bal rondjaag is 'n multimiljonêr. Ek kan daai nie lekker met mekaar verreken nie. Dat daar mense is wat talentvol is wanneer hulle baljaag en wat sport doen, jy weet, daar moet 'n spasie wees vir hulle om dit te kan doen en hulle talente uit te leef. En iewerster daarso moet 'n gesprek plaasvind om te sê, weet jy wat, jy is dalk nou nie 'n kunstenaar wat twee fluorescent ligte so kan sit nie, maar jy kan 'n bal skop laat hy bars. Waar het ons vir jou spasie om jou talent uit te leef? Maar in 'n sinvolle wyse, laat weer eens jy ook versorg is en laat jy ook 'n goeie lewe kan lei en jou talent kan tentoonstel, sonder dat dit 'n waansinnige spul word of absurd word. Maar ja, ek dink daar sal redelike warm gesprekke rondom dit wees. Ja, ek sal vir daai sportmanne eerstens, as ek minister van sport is, sal ek vir Guyton McKenzie laat bloos, want ek sal sê, gaan kry vir jou regte werk, en dan doen jy die sport, jy weet, so half soos amateursport, so die ouens wat regtig lief is vir die sport, gaan die sport doen, en dan kan jy vir daai ou, ek sê dan nou nie skeep jy ou af nie, maar dan wys die ou eerstens hy wil, en dan kan die ou die oue toelaag betaal vir wat ook al, en jy kan hom dalk mediese sorg gee vir beserings wat hy sou kry, en ja, jy weet, so ek is seker daar's 'n iets wat hy ou kan uitwerk daar, maar om 'n ou nou te kom miljoene rande betaal om heeltyd 'n rondebal te skop of 'n eierbal te jaag of jy weet ek weet nie, ek dink en dit ek is 'n ou wat ook nou lief is vir daai sport, maar ek dink dit is 'n bietjie ver gevat. Ek dink nie ons volk, en ek hoor jy sê ons volk is lief vir sport, maar ek dink nie ons volk was minder lief vir sport toe 'n Frik de Pre heeltemal amateur rugby gespeel het as die ouens wat nou baie betaal word daarvoor nie. Nee, absoluut. Nee, Dok Dani sou baie trots gewees het op jou. Dat jy keer vir die val van die amateur. Maar dit is, ek wil amper sê, dit is daai ewewig wat hy moet bereik om te sê, maar daar is spasie vir jou. Daar's 'n sinvolle loopbaan wat jy kan hê. Jy gaan nie 'n multimiljonêr word daarvan nie. Ons sit dit net bietjie in konteks van dit wat belangriker is. Iemand wat bereid is om sy lewe vir my op te offer en 'n polisieman te word, en jy weet, ek wil graag hê so 'n persoon moet ook goed vir goed kan word. Net soos iemand wat sy talent as 'n sportman of 'n sportvrou kan uitleef. So weer eens,
ek dink om sinvol na goed te kyk is belangrik. En ons kom terug na meritokrasie toe, na die mense wat presteer, die mense wat bydra, om hulle te vergoed, om, jy weet, en dan begin dit sin maak. Maar dis moeilik vir mense om na hierdie goed te luister, want ons meet dit heeltyd met, ja, maar wat nou van die ouens wat nou miljonêers is en die klas van goed. Dis onregverdig om te verwag dat iemand amateur rugby moet gaan speel vir ons, terwyl hy nou 'n miljonêr kan word as hy dit doen. So dis 'n groot kopskuif wat mense sal moet deurgaan voordat hulle in ons idee van Utopia seker kan voortbestaan. Ek wil nou net 'n laaste punt. Ek sien ons is nou al 'n uur besig. Net gou vinnig hier, maar dan het ek 'n laaste punt wat ek wil maak. Ek sien 1:44 sê nee, my Engelse airtime is op datum na te kyk. Engelse sin so foutloos gelees het. en ek sien nou Andries het nou daai ding hier uitgevee want Nicolas sê in Engels nogal, en ek gaan dit nou nie weer in Engels lees nie, sê Suid-Afrika verdien 'n beter sokkerspan. En toe het Andries, hy het dit nou wragtig nou uitgevee. Toe sê hy, wat? Boere sokker? Jy weet, ek dink ook sokker is een van die sportsoorte wat verband sal wees. As jy net kan verstaan hoe om 'n bal te skop en daai 3 reëls van sokker te verstaan, dan kry jy 'n sport wat daarom 'n bietjie uitdagend is. So sokker is in my land verband. Maar Johan, voor ons nou verder oor die sport praat, is dat ons by 'n laaste punt uitkom wat ek graag sal oor wil gesels, en dit is nou een van my gunsteling onderwerpe as ons nou oor Boertopia praat. Hoe sal jy immigrante hanteer in jou grensbeheer wees in jou Boertopia? Ek dink dis nogal 'n belangrike ding. Albei net vinnig oor die sokker. Nou kyk, jy ken daai Robbie Wessels ding van daai skole wat so staan en sy idee oor sokker gee. Ek kyk glad, ek is nie iemand wat sokker kyk nie, maar wat interessant genoeg is, as jy gaan kyk na die top lande, dan sien jy Duitsland, Frankryk, Nederland. Dis die lande waar ons vandaan kom. Ons voorouers het daai rondebal ding, weet, hulle kan hom doen. En hulle is nogals goed daarmee. So dit weet vir die ironie daarvan. Jy vra oor wat het jy nou gevra? Grensbeheer en immigrasie. Ja, dis baie maklik, Alwyn. Jou burgers van jou volk, dit is hulle na wie jy omsien. So enige iemand kan vir ons kom kuier en daar is 'n tyd en 'n plek en hulle kan kom kyk hoe ons dit doen en hulle kan ons gasvryheid kom deel en hulle kan teen ons kom amateur rugby speel en dan na die tyd, dan gaan jy terug na jou huis toe en na jou land toe waar jy vandaan kom en jy het 'n goeie tyd daarso en jy lewe jou lewe daar. Maar die ding van volke is die oomblik as jy ander volke toelaat om jou, ek wil amper sê, jou besluitnemingsproses te infiltreer, dan is jou demokrasie nie meer reg nie, dan is jou besluitnemingsproses nie meer jou eie nie. En dit is die begin van die einde. Ek gun vir elke volk op aarde die stukkie grond en die geleentheid wat ek vir my eie volk gun, maar ek stel nie belang om in die Zulu se besluitnemingsproses deel te neem nie. Dit is hulle reg om volgens hulle volk hulle besluite te neem en hulle kultuur en tradisies uit te leef, maar ek gun dit vir my eie volk om self oor ons eie sake te besluit. En as ons foute maak, sal ons dit self maak, maar ek wil nie toelaat dat enige iemand 'n fout kom maak vir die voortbestaan van ons volk nie. So, almal is welkom om te kom kuier, en net soos 'n goeie kuiermens, as jy klaar gekuier het, dan klim jy in jou kar en jy gaan huis toe. Ja, Johan, ek wil nou in die nuwe Boertopia wil ek nie baie hê nie. Ek wil net 'n grensbeheerbeampte wees en jag maak op die ouens wat suksesvol oor die grens kan kom in die klas van ding. Ek dink in 'n geval ou moet darm 'n bietjie beter draadspan as wat die nuwe Suid-Afrika dit doen, maar jy weet, jy kry mos nog maar altyd ouens wat oor 'n grens kom, so jy weet, ek wil daai joppie kry om daai ouens te deporteer. Jy weet, of hulle pasboeke in te vul of wat ook al, jy weet, ek dink ek sal tevrede wees met daai nederige werkie.
Ja, ek oorweeg amateur rugby op die oomblik, maar dit maak nie eers saak nie. Ek ek sal eendag iets doen. En dis die ding, né? Ek wil in 'n wêreld lewe waar dit nie gaan oor wat jy doen nie, maar dit gaan oor hoe goed jy dit doen. Waar die straatveer of die persoon wat skoonmaak, die polisieman, die onderwyser, die verpleegster, die besigheidsman, die persoon wat in die bank werk, dit moet nie gaan jou identiteit, dit wie jy is nie wat jy doen in die dag nie. Dit is jou beroep en wel gedaan as jy dit goed kan doen. Wees trots daarop en dit is goed. Jy doen jou werk goed, maar die mense is soveel meer as dit. En as ons 'n omgewing kan skep waar ons mekaar op die naam kan ken en nie op die beroep nie, waar status oor wat jy doen tussen 8 en 5 nie saak maak nie, waar ons om 'n vuur kan staan in die aande en die son sien sak en dit is verskillende beroepe wat nou op hierdie oomblik glad nie saam gesien word nie, want dit is te laag of dit is benede my om saam met hierdie mense te wees. Daai nonsens moet wegkom. Ons moet net weer 'n volk van gelykes word wat kan omgee vir mekaar, wat kan veilig wees, wat ons talente kan uitlewe soos wat die instruksie is in die Bybel en wat deur dit 'n lig is vir die wêreld. Dit is my idee van 'n boertopia. Op die einde van die dag as jy dit wat daar binne gebeur, dit moet energie wees. Dit moet soveel energie wees dat dit lig maak vir die res van die wêreld. Sê maar, weet jy wat? Daar in Afrika is hierdie groep mense wat hulle getuienis uitleef ten volheid. Ons sien dit raak en hulle doen dit soos wat ons die gelofte aflê tot dat die roem en die eer van die oorwinning aan hom gegee sal word. En as ons dit kan regkry, dink ek is ons in boertopia. Ja, waar die hoofuitvoerende beampte en die skoonmaker albei oom en tannie kan wees. Jy weet ek dink dis omtrent die lank en die kort en ek stem volmondig saam. Baie mense hanteer mense slegter as gevolg van sy beroep of wat ook al. En ek kan getuig daarvan as 'n brandweerman, as jy vandag gras slaan en jy kom daar met die roet en die goede aan, wil party mense nie gehad het jy moet by die buitekraan water drink nie. Môre is jy dieselfde ou wat met ambulans die siek ou moet kom optel en dan wil hulle jy op die hande dra. En dan kan jy nie glo. Ek weet nie of hulle weer is dieselfde mense wat die werk doen nie, maar daar het ek eerstehands ervaar, op een plek wil jy op die hande dra en op die ander plek mag jy nie sy water by sy buitekraan drink nie. So daai ouens, dis hoekom ek by die grens wil werk. Ek wil beoordeel wie kan inkom en wie moet buite bly. En ek hoor jy sê nou hy moet dan na die tyd na sy land toe terug gaan. Nee, met my daar op die grens gaan party dit nooit eens binne maak, Johan. Ek gaan hulle sommer daar by die grens laat omdraai. Ja, nee, dis my lelike ding van ons volk dat ons neerkyk op mekaar en weet wat vir my die ironie van dit alles is soos wat jy dit reg opmerk. Die man met die vuil hande is die ou wat sy brood eerlik verdien. Dis die ondankbare werk wat die grootste waarde toevoeg tot die gemeenskap. En dan het ons die vermetelheid om neer te kyk op dit. Totdat jou eie toilet verstop is en dan ewe skielik wil jy hom bel, want dan is hy goed genoeg. Maar ons het daai statusbewustheid van ons volk is 'n bitterlelike ding wat ontwikkel het. En ek dink in terme van ons pad vorentoe om regtig weer 'n volk te word, is dit iets wat ons gaan moet uittrap en deurwerk en uit ons geleedere uitkry. Kyk 'n man in die oë, skud sy blad, hy's jou gelyke, hy's jou broer, hy's deel van jou volk. Moenie laat geld en status en poste en die voertuig wat hy ry of daai goed 'n invloed daarop het nie. Na boontoe of na ondertoe. Johan, op daardie noot, ons stap nou al sterk na 1 en 10 minute, so dit is seker tyd om te groet en dit was 'n lekker program. Ek wil ook sommer dankie sê vir almal wat lekker saam gesels het. Ek sien die mense het lekker saam gesels vanaand. Ek het nie by al die kommentare uitgekom nie, maar baie dankie. Dit was sommer 'n lekker program as die mense so lekker gesels. So Johan, ek hoop die komende week is darm 'n bietjie warmer daar by julle in die Vrystaat en dat julle sal ophou om al die koue hier Transvaal toe te stuur. Alwen Bloemfontein het vanaand water in hulle krane, so ek sien uit na 'n lekker warm bad. Maar dankie vir die kuier. Dit is lekker om te droom.
ek dink as die mense daar buite, hulle moet groot droom. Ons volk het die potensiaal om groot goed te doen. Droom groot, dink groot en dalk vat dit ons net een tree nader aan iets beter as wat ons nou het. Dankie vir die kuier Alwyn en ek hoop die mense het 'n fantastiese week. As hy en dan is dit van my kant af soos ouer gewoonte weer alles van die beeste groente op die plaas.